saam, Exodus 2, lees saam vers 10 tot 10 en dan naas ons saam. Kom ons luister na dit wat die Here ook dan self wil sê uit sy woord, en lees vir ons voor. En 'n man uit die huis van Lewi het gegaan en 'n dogter van Lewi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Toe sy hom nie langer verborge onthou nie, het sy vir hom 'n mandjie van visies geneem, lyngrond, put bestry. Sy het die seentjie daar neergelê, die riete, die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te weet te kom wat met hom sou gebeur. Die Farao se dogter het op die Nyl afgegaan om 'n bad te neem terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar spin waar dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind. Kyk, dit was 'n seentjie wat daai het. Sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir jou teëgedryf die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir die seentjie kan so. Farao se dogter antwoord dan ja. Die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en so kom vir my en ek sal jou bewoners. Die vrou het die seentjie geneem en so. Toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het aan Moses gedoen en gesê, ek het hom mos in die water getrek. So ver, die skriflesing. Die woord van die Here baie bekende vir die hele woord wat ons nog aan saam gelees. Vriende, ons van julle saam gebed. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, voordat hier vanoggend in die kerk kan saam wees. Rondom die woord te vergader en ons so in die Gees gelei te word op ieder fokus. Ons harte ontvanklik te maak vir die stem en dit wat U vir ons wil leer. Roep ons voet in ons geestelike lewe om regtig te tree, regtig te doen die woord, die aan te roep, enigste God wat bestaan. Baie dankie dat ons voorreg is om deur U gekies te word. Vir U te kan wees, te kan help. Baie dankie dat ons die kan wees in my lewe. Baie dankie vir die kerk waar die woord op die kansel is, dat ons kan lees. Ons moet dit soek en te vra en extend die woord en ons dit hier geopen voor ons. Ons mag dit lees en daardeur dat ons getrou is, ook opgewondenheid en die wete dat die God ons hier kan lees. So ek ook om die woord hier te bring. Ons vra Here dat jy die prediking vir ons sal wees op die eer en die prediking van die koninkryk. Ons vra Here dat jy elkeen van ons sal aanraak in die woord en dat ons eie lewe so kan sal nadenk oor dit wat ons hoor. Maar ons vra Here dat jy die ouens veral in ons lewe en die gemeente sal bemagtig om die vrouens van God te wees wat hulle moet wees. Dat ons weet daar waar 'n vrou ons presend is, waar sien ons verskil. Verandering weet. Maar dankie dat ons ook in die woord lekker kan ontvang. En ons eie lewens, ons eie gesin en ons eie lewe ook reg te doen. Sien die Here van wat ons nodig het, dis ons toe dit wat ons nodig het. Geef vir ons alles wat ons nodig het ook wees. Dis nie vir ons wees nie. Jesus naam het ons dat jy die werk doen vir die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Daar is maar net tye in 'n mens se lewe waar dit voel of ons beheer verloor oor alles. Daar is tye in ons lewens waar dinge gebeur wat doodeenvoudig net nie sin maak. Dit maak nie saak hoe lank ons soek en navors nie, ons sal ook nie die antwoorde op baie vrae kry. Miskien daar die uitdagings van die lewe. Jy probeer sterk te wees, jy probeer staande bly, jy probeer jou kant te bring, maar elke dag voel dit vir jou as die watervlak maar net doodeenvoudig styg en styg en styg en hoër word en daarna net vasdruk. Jy bid en jy bid en jy bid en jy smeek, maar die druk die swaar bly. Jy kyk na jouself, jy kyk na jou vrou, jy kyk na jou man, jy kyk na jou kinders, jy kyk na jou huis, jy kyk na jou toekoms, en dieper in jou
Dis moeite om onsigbare geloof in die orde van die dag te staan. Dis moeilik om God se plan, die groter plan van God se wil raak te sien. Dis moeilik om te vertrou. Dis moeilik om vas te klou. Dan kom die noodlot en die fluister so maklik in ons harte. Gee op. Gee oor. Aanvaar maar net die donkerte in jou lewe. Klink klaar. Wat dan kry jy geleenthede soos vandag hier by die kerk waar die woord van die Here direk tot elkeen van ons spreek. 'n Geleentheid waar die woord soos 'n ligstraal deur die donkerte breek. Ware geloof, regte, ware Bybelse geloof, oorwin die noodlot elke keer. Nie omdat ons geloof sterk voel nie. Nie omdat geloof is altyd die antwoord op 'n vraag sal ontvang nie. Nie omdat alles ewe skielik omdat jy geloof het, nou vir jou sin maak. Omdat ware geloof, ware opregte Bybelse geloof vasklou. Die enige ware lewende God, die almagtige God, wat self daarom in staat is om die sterkste rivier in hierdie wêreld te laat omdraai. In Eksodus 2 ontmoet ons een van die sterkste vroue in die Bybel. Ons ontmoet in Eksodus 2 'n godvreesende vrou. 'n Vrou wat werklik staande gebly vir die saak van die Here. 'n Vrou wat bereid was om alles te verloor en selfs prys te gee. Die saak van die Here oor te gee. Na vertroue in die hande van die Here te plaas. Ons ontmoet Moses se moeder Jokebed. Hier waar wys die Here vandag vir ons ware geloof. Opregte ware Bybelse geloof maak jou as godvreesende vrou tot 'n kragtige lewensveranderende instrument in God se hand. Dis asof die Here hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vir ons wil sê, die vrou wat met ware geloof sit, die kragtigste, sterkste, die lewensveranderendste instrument in God se hand. En hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons dit, beleef ons dit. Hierdie verhaal ken ons goed, begin in 'n tydperk van groot donkerte, in 'n tydperk van swaar kry. Egipte het die plek van Israel geword van slawerny en vryheid van hulle af weggeneem. En Farao het op 'n tyd baie bang geword vir hierdie spontane vrugbare groei van Israel, die volk van die Here. Hy het bang geraak vir hierdie getalle wat daar voorkom. Toe kom daar die verskriklike bevel. Hierdie Farao gegee het. Elke Hebreëse seentjie moet in die Nyl gegooi word. Elke liewe seentjie moet daar in die magtige Nyl gegooi word om daar te verdrink, daar te sterf. Dink net daaraan die breekpunt wat elke liewe moeder daar ons deurgemaak het oor hierdie bevel gehoor en die vrees wat hulle moes geleef het. Elke liewe geboorte wat veronderstel is om 'n oomblik van opgewondenheid te wees, word 'n oomblik van vrees en gevaar. Wanneer hulle sien, dit is 'n seentjie wat gebore is. Eerder 'n kind van Egipte wat 'n bekende voedingsbron is, word miskien die rivier van die dood. Kinders word daarin gegooi om te sterf, klein kinders. En juist daar in daardie donker wêreld, in daardie donker tyd, in daardie swaar tyd, in daardie gevaarlike tyd, in daardie moeilike tyd, word Moses gebore. Eksodus sê dit nou so mooi, dat Jokebed het gesien dat hy mooi was. Dit was 'n mooi seentjie gewees. Maar die Hebreëse woord wat hier gebruik word om mooi te beskryf, beteken nie mooi beraamsien, mooi in gestalte nie. So met daardie woordjie ontleed, beteken ook dat dit goed is, dat dit besonder is. En ook uiteindelik beteken hierdie woordjie wat gebruik word vir mooi, deur God bestem. Dit is
wat Jochebed sien as hy na hierdie seentjie en haar arms kyk. Sy sien die handewerk van die Here. Sy sien die vingerafdrukke van die Here oor hierdie seentjie wat sy vashet. Sy het met geloofsoë gekyk, verander nie nog 'n hulpelose baba sien nie. En sy God se hand raak is. God wat sy aanbid, God wat sy ken, die God van wie sy weet, die God van wie sy met sekerheid weet, die Here is die Here. Sy hand wat al 'n skade weer vir hierdie seun moes gemaak het. Dit was vir haar mooi. Die vingerafdrukke van die Here op haar seentjie te sien, want sy weet die Here dat haar nie sy hande werk. Hebreërs 11 sê eintlik so mooi hierdie geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. Hulle het nie geword van die koning gevrees. Dat hierdie kind vashou en spyt van die bevel wat uitgespreek is. Nie 'n oomblik bang gewees vir daardie bevel nie, want die Here is oor hierdie sien julle baie geloof, kyk verder as die noodlot. Die wêreld sê vir jou huis gaan breek, jou huwelik gaan dit nie maak nie, daar is geen toekoms vir jou kinders nie. Jou man gaan nooit verander nie, jou vrou gaan nooit verander nie, die probleme gaan nooit opgelos word nie, dis wat die wêreld vir ons sê. Maar ware geloof, ware Bybelse geloof, oortuig jou, sê vir jou met sekerheid, God is nog hier, God is teenwoordig, en hy sal môre daar wees. Dit is wat Jochebed gedoen het, geliefde susters. Dit is wat die Here ook vandag van julle vra. En elke suster vir hier teenwoordig. Kyk met geloofsoë na jouself, sien die handewerk van die Here raak. Kyk met geloofsoë na jou man, sien die handewerk van die Here raak. Kyk met geloofsoë na jou huis, sien die handewerk van die Here raak. Sien hoe teenwoordig beskou. Kyk na jou kinders, daar dieselfde geloofsoë, sien die hande van die Here raak. Moet nie net kyk na wat hulle nou sien, maar sien ook deur die geloofsoë raak wat God in staat is om te doen. Want hy kan begrens of beperk word nie. En hy is in staat om self te doen en moontlik te maak. Dit is hoe Jochebed gekyk het hier na haar seun. Ware geloof sien ook wat ander gaan sien. Hulpeloosheid sien, geen dit sien. En Jochebed geloof was nie net emosie geweest nie. Sy het nie maar net geglo iets daai gekry nie. Sy het daadwerklike praktiese geloof beoefen in haar lewe. 3 maande lank steek sy hierdie baba weg. Kan julle net vermoed die spanning wat sy moes beleef het? Elke liewe dag en elke liewe aand vir 3 maande. Elke keer wanneer Moses moes huil, moes haar hart sekerlik gaan staan het. Want as haar huil en iemand hoor het, sal hulle seker die kind van haar wegneem. Elke keer wanneer sy voetstappe moes gehoor het, moes sy sekerlik 'n knop in haar keel gekry het. Dis hierdie nou maar net goeie mense wat verbyloop. Of is dit mense wat hier kan kom en leer? Elke keer wanneer iemand aan die dier moes stop, moes hy geskrik. Want hulle is hier om my seentjie van my af weg te neem. Sy gee nie oor. Sy staan nie terug. Sy staan vas in wie sy glo en sy hou vas aan waarin sy glo. Want toe sy hom nie meer langer kon wegsteek nie, sy iets merk waardig. Sy bou 'n mind. Nou, dit is baie interessant as 'n mens na hierdie woorde in die oorspronklike taal gaan kyk. Want sy vat dit, sy bou hierdie mindjie nou. Die Hebreëse woord vir daardie mindjie wat sy gemaak het, dis dieselfde woord wat gebruik word vir Noag se ark. En daardie woord kom net 2 keer in die Bybel voor. Wanneer daar gepraat word van Noag se ark, en wanneer daar gepraat word van Moses se man, daardie woord vir Noag se ark en daardie woord
mandjie van Moses, is presies dieselfde woord. Dit is nie toevallig nie. Ons sien ook daar in die betekenis daarin. Want ons weet niks wat ons oor gebeur. Toevallig of geloof. En soos God Noag deur die oordeelswater gedra het, so sê die Here deur daardie woord sal hy die kleinste nuwe deur die stormwaters van die Nylrivier. Hy sal daar wees en hy sal met hom wees. Jochebed gaan in sy serie in die mandjie met pip, klei, en sy maak hierdie mandjie so gevuldig en leerlik, en selfs waterdig, en sy sit haar kind daar, en dan, dit moes sekerlik met 'n baie seer en baie swaar hart gewees het, sit sy tussen die riete daar, in die Nyl neer. Dit is ware geloof, dit is moeilik. En dit is nie om te verstaan hoe alles van hy werk nie. Dit is nie om antwoord op jou vraag te kry nie, maar dit is om jou kosbaarste besittings in die hande van die Here te plaas en vertrou te wees dat hy die beste vir hulle of vir jouself sal hê. Ware geloof vandag bou steeds vir ons mandjies in die stormagtige waters waarin ons onsself bevind. Oor mooi is Jochebed staan nie hier uit as 'n supermens met 'n bonatuurlike geloof nie. Ons hoor nie haar hier verdorstel om self vir die Here in die ooreenkoms te gaan. As jy nou my kind veilig bewaar, dan sal ek dit of dat doen. Ons lees ook nie hier dat Jochebed vermoë gehad het om die waters te beheer of om die uitkoms te bepaal nie. Maar wat ons wel hier lees van Jochebed is dat ons lees hier van iemand wat die God ken wat die waters beheer, wat die God ken wat die beheer bly, wat die God ken wat die onmoontlike moontlik maak. Dis wat ons lees van hierdie pragtige vrou Jochebed. En wat gebeur daarna? Ons sien in hierdie verhaal, ons is 'n goue draad deur hierdie hele verhaal in die Bybel. Ware geloof verbind die noodlot, omdat God groter is as die stroom, omdat God groter is as die probleem, selfs oor die uitdagings, en dan gebeur die ondenkbare, iets wat 'n mens in jou lewe nie sal dink, sal gebeur in die vertelling, die Farao se eie dogter, nog 'n vrou, vind hierdie baal. En haar hart word sag, sy is bewus van dit wat aangaan, sy leef in die paleis, sy ken die Farao, sy weet hoe hy is as die bevele nie uitgevoer word nie. Die Here maak haar hart sag. Sy leef hierdie kind aan, Moses se suster is daar, word deel van die verhaal. Dit is wonderlik om te sien hoe die Here oor die vrou gebruik. Ja, die vrou, in die hande van die Here is 'n kragtige instrument wat ons vir mekaar sê. Sy kom na vore, sê weer, sy sal iemand kry om na die kind te kyk, wat terug, die kind moes terug na die moeder toe, en sy soog om vir tydperk, baie lang tydperk, met daai kind terug, en die ironie van die saak hou, moet sy haar kind groot maak, en sy kry betaling ook. Sy word betaal om haar eie kind groot te maak, is die oorlewing van hierdie gedeelte. Die koning wat die bevel geopbring om hierdie kind dood te maak, is nou dieselfde koning wat hierdie kind se beskerming betaal. Dis hoe die Here werk. Dis wat ons raak lees in hierdie baie bekende verhaal. Die koning wil hierdie kind dood hê, nou betaal die koning dat hierdie kind leef. Dis hoe die Here die noodlot omgedraai het en die omstandighede verander het. Dis hoe God werk. Hy draai dit net om. Want soos die einde tyd word begin van verlossing en alles begin by die geloof. Want 'n Godvreesende vrou. Die hele verhaal van Moses begin by die optrede van 'n Godvreesende vrou. Ware geloof in die lewe met God gehandel. Sy was nie dood maar net nog raam. Sy was instrument in God se hande. Maar geloof het haar gesin beïnvloed, haar geloof en Moses gevorm. En Moses sou later deur God gebruik word om sy volk uit hierdie ellende te red.
vryheid vir hulle te gee. Ons lees die verhaal en al wat 'n mens raak sien is een vrou. Een man. Een dame wat ware geloof toegepas het. En kyk net wat 'n groot invloed en sy daarna gehad. En dit sien ons reg hier die skrif. Reg hier die skrif sien ons dit. Ja, ons weet, daar word baie gesê, maar die man. Ons lees raak hier in die Bybel oor die rol van die vrou. 'n besondere rol, 'n belangrike rol waar sonder gesin en strukture in die kerk nie kan klaar. En ons lees baie ander dames ook in die Bybel as ons kyk na Lois en Eunice, dis Timotheus se ouma en Timotheus se ma, nou net om dit in perspektief te stel, dat is Timotheus se oupa en pa die geglo nie, hulle nie gehad het dat Timotheus van die Here leer nie, baie tyd as die man gepraat het en die vrou geluister. Eunice en Lois, na die Here geluister, kon met hulle lewens betaal het as hulle uitgegaan was. En hulle het van Timotheus geleer, in die skrif geleer, hulle het ook geleer die bloemryke wonderdade van die Here, en Timotheus aan die Here kan vashou en hom vertrou. En ons sien hoe hy die Here omgebruik. Die vrouens groot invloed. Timotheus sê baie in die Nuwe Testament. Ons kan nie anders die ook praat van Maria, Jesus se moeder nie, wat hier die ongelooflike groot boodskap gekry het. Sy het die gewyg. Sy het daar hele lewe. Selfs al was daar moontlike vernedering, want sy is swanger en voor sy getroud. Selfs daar was sy bereid om te luister na die Here. En sy gewyg geloof vir die wil van die Here. Die Here het daar gebruik. Ons ken al baie aan die lewe van Jesus Christus as ma van Jesus. Een man. Bereid om maar geloof deur die Here gebruik as kragtige instrument. Ons sien dit by die vrou wat haar huis en wysheid bou en die Here vrees en soveel ander. Ware geloof, ware opregte Bybelse geloof maak 'n vrou nie klein, maar dit maak haar kragtig. Nie 'n wêreldse definisie van die woord kragtig nie, maar nie hartdominering nie, maar geestelik sterk. Wanneer 'n vrou ware geloof het, word sy die hart van die huis, sy word die fondasie van die geloof, sy word die gebedsmuur van haar gesin, sy word die sagte stem wat haar man nader aan die Here bring. Ons weet, is die Bybelse opdrag, die Here sê dit vir ons, sommer vroeg in die Bybel, dat die vrou gemaak is ons. In Efesiërs 5 sê die Here vir ons dat die man en die vrou aan mekaar onderdanig is soos die gees van die Here is, want is gelyk voor God, maar die vrou het 'n besondere verantwoordelikheid om as hulp van die man op te tree, die man nader aan die Here te bring, die man die Here op te dra. Lieve susters, nooit die krag van jou ware geloof onderskat nie, maar wie die vrou wat nie Godvreesend is nie, wie die vrou wat nie haar man lei van die Here nie, deel die bewaring van die sonde. Dit is 'n goddelike opdrag wat die Here op die vrouens hier in ons gemeente se skouers plaas. Wees die rede dat jou man volhard in geloof. Dis wat ons hier raak lees van jou gemeente. Vrou, die Here gebruik het besondere bydrae van die Here ook as riglyn vir vrouens vandag. Gee vir jou man die Bybel om te lees en te bestudeer en jou van die Here te vertel. Gee vir hom sleutels in sy hand en sê vir hom, van ons kerk. Hier is die sleutels. Jy is die hoof van die huis. Jy is die geestelike leier van ons huis. Vat ons kerk. Baie mense kom na my toe en sê, maar hoe doen jy begeer 'n gelukkige huwelik. Ons begeer 'n gelukkige gesin en 'n gelukkige familie. Maar jou gemeente gee vir ons eintlik die antwoord. As jy 'n gelukkige huwelik wil hê, moet jy 'n Bybelse huwelik. En as jy 'n gelukkige gesin wil hê, dan moet jy 'n Bybelse gesin hê, want 'n Bybelse huwelik en 'n Bybelse gesin is 'n gelukkige huwelik.
eeue later sien ons ook die ironie. Dan lees ons hier van 'n koning wat bang is vir 'n seentjie. En dan lees ons weer van 'n koning wat 'n bevel oor en sê, maak al die seentjies dood. Dan lees ons weer van 'n seentjie wat beskerm moet word, wat opgepas moet word. Dan lees ons van die rol van 'n vrou en daardie seentjie se lewe. Maar hierdie kind Jesus Christus sou nie net die doodheid gered word nie, hy sou self deur die dood gaan en aan die kruis het dit gelyk asof die noodlot gewen het, want ek weet die graf oor. Jesus Christus het daardeur die grootste noodlot van alles oorwin. Dit is die sonde, dit is die dood, en dit is alleen die oordeel van God. Daarom kan nie enige gelowige ooit sê, daar is nie die hoop nie. Dit is die kosbare wonder van Jesus se redding, maar is altyd die hoop van hy lewe. En dieselfde God wat vir Moses deur die rivier in sy lewe gedra het, dieselfde God wat hier teenwoordig is en ons dra. Dieselfde God wat Jokebed se trane van haar wang afgevee het, is dieselfde God wat ook ons trane van ons wange afvee. Dieselfde God wat 'n slawekind gebruik om 'n volk te red, kan ook jou verander, kan jou man verander, kan jou huisgesin verander, kan jou kinders terugkry om en nuwe lewe gee waar alles hoogtyd en waarskynlik. Miskien voel jy vandag hier, op die afgelope tyd dalk soos die Jokebed, daar by die Nile, daar waar sy seentjie en daar die mandjie in die water plaas. Miskien voel dit vir jou asof jy nie meer beheer het oor jou lewe en jy voel sleg en jy voel swaar. Miskien kyk jy na jouself, jy kyk na jou man, jou vrou, jy kyk na jou huwelik, jy kyk na jou finansies, jy kyk na die toekoms self van ons land en die waters om jou maak jou bang. Sal hoe jy voel vanoggend, maar luister mooi na die woorde. Die rivier het die laaste woord in Moses se lewe op Jokebed se lewe gehad. Die Farao, die magtige bose Farao, het die laaste woord gehad oor Moses en Jokebed se lewe. Die dood het die laaste sê gehad. God het die laaste sê gehad. En hy vandag nog steeds die laaste sê, dit gee ons troos. Lieve susters, gaan huis toe met hierdie waarheid in jou hart. Ware geloof maak jou as Godvreesende vrou 'n kragtige lewensveranderende instrument in God se hand. Glo, gaan leef en gaan wees. Moenie moed verloor, moenie ophou bid, moenie ophou glo. Bou daardie mandjie van geloof. Bid vir jou man, bid vir jou kinders. Lei jou man sagkens na Jesus toe. Hou aan glo en dit selfs donker moeiliker word. En wanneer 'n vrou die Here vrees, verander gesin. En wanneer 'n gesin verander die volgende geslag. Dit is die waarheid, dit is die Here werk, ons lees dit selfs in die wet. Duis, want die met my lief, en my gebooie onderhou. Vrou wat Bybel leef, God vrees, en wat hom ken, verander haar gesin. Die gesin verander geslag. Net al sal die kinders eendag gaan sê, wat op my getuienis. Toe alles donker was, toe alles moeilik gegaan het my ma aangehou glo. Toe die waters gestyg, het sy ons in die hande van die Here oorgeplaas. Sy het 'n paar dae aan die Here Jesus gebly. En kyk net wat die Jesus gedoen. Wat 'n wonderlike getuienis sal dit wees. In elke maand. Ons kinders het nog so van ons gepraat. Laat die Here ons help om so te kan slaan. Amen. So mag God in ons Vader baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie dag te kan stil staan by hierdie
pragtige vrou gegee wat nie ons in die Bybel gegee, heel van die Moses in dit. Ons bid Here dat elkeen van ons dames hier in ons gemeente ook so sal wees, daarmee saam dat ons ook as mans en hierdie boodskap gelei word, ons weet, ons groot verantwoordelikheid. Dit is hoe daar die geestelike leiers van ons gesinne te wees. Geef ons goeie vrouens, Here. Ons opdra aan U, maar dan weet ons, Here, sal ons 'n gelukkige gesin hê. En as ons 'n gelukkige gesin het, weet ons dan sal ons 'n gelukkige toekoms hê. En dis waarna ons smaak. Geef ons daai vrede wat ons nodig het, om ook so te lewe soos U behaag. Jesus naam bid ons dit hierdie dag van die Gees. Amen.